Hallo almal, vandag kyk ons na die resiproke verhoudinge in trigonometrie. Nou eerstens wil ek julle net herinner wat 'n resiprook is. As ek byvoorbeeld kyk na die breek 2 op 3 en ek ruil die teller en die noemer om, sodat ek 3 op 2 kry, dan noem ek dit die resiprook. So 3 op 2 is die resiprook van 2 op 3. Verder wil ek hê ons moet na ons driehoekie kyk. Jy kan sien ek het nie my driehoekie benoem nie, maar om aan te dui met watter hoek ek werk, het ek dit theta genoem. Nou, theta is 'n letter in die Griekse alfabet wat baie algemeen gebruik word om hoeke aan te dui. En dan, soos jy kan sien, ek alreeds op my driehoekie aangedui het. Ons begin altyd met die skuinsy reg oor die 90 grade hoek, dan het ons die teenoorstaande sy teenoor die hoek waarmee ons gaan werk en die aangrensende sy raak aan die hoek. Nou ja, kom ons begin met ons definisies. Ons het in die vorige video's reeds gesien dat sin van 'n hoek gelyk is aan teenoorstaande op skuins, want dit kom van sins af. Nou, as ek die resiprook van teenoorstaande op skuins kry, dan is dit skuins op teenoorstaande. Natuurlik is dit nou nie meer sin van die hoek nie. Hy moet 'n nuwe naam kry en die naam is cosec van theta. So, daar is my eerste definisie. Kom ons gaan na die volgende een toe, wat cos is. Ekskuus dat ek gou daar net wegvat. Ons gaan na cos toe. Cos kan ons sien, cos van die hoek theta, gaan die aangrensende op die skuinsy wees. So vat ek die resiprook, dan kry ek die skuinsy op die aangrensend. Maar weer eens, dit is nie meer gelyk aan cos nie, net soos 2 op 3 nie gelyk is aan 3 op 2 nie, is hierdie nie meer cos nie. Dit is sec van theta. Nou kom ons trek ook 'n rooi pyltjie onder dit. En dan die laaste een wat ons gaan doen, is die resiprook van tan. Tan onthou ons met tan-ta. So, tan van die hoek theta gaan wees teenoorstaande op aangrensend. Vat ek die resiprook daarvan, dan sit aangrensend op teenoorstaande, en dit gaan ons cot van theta noem. So, daar het ons 3 resiproke verhoudinge. Nou, 'n mens raak nogal de mekaar met sin en cosec en cos en sec. So die manier waarop ek dit onthou, is dat elke paar, ek dink nou aan hierdie as 'n paar, elke paar het 'n ko-funksie in hom. So sin het nie 'n ko nie, cosec gaan met hom. Sec, net so in geval iemand wonder, sy volle naam is eintlik secants. So cosec gaan saam met sin, sodat ek 'n ko daar het. Cos is mos eintlik klaar cosinus, so hierdie paar het reeds 'n ko-funksie in hom, so dit gaan saam met sec. En dit werk eintlik ook vir tan. Tan van 'n hoek se resiprook is cot en daar het hy ook sy ko. Reg, kom ons kyk na 'n definisie. Nou hier op die skerm het ek reeds 'n driehoekie geteken. Ek het hom genoem driehoek PQR. Ek sien hy het 'n 90 grade hoek. So kom ons gaan en ons merk dadelik my skuinsy. Al die sye is klaar gegee.
Al die sye is klaar gegee. As een van hulle nie gegee was nie, kon 'n mens dit met Pythagoras uitgewerk het, maar omdat ek net na die resiproke wil kyk, het ek reeds die skuinsy met Pythagoras uitgewerk. So, ons ken al die sye. Nou, die vraag is om te bereken cosec van R, sec van R en cot van R. So, ons gaan eerstens met hoek R werk. So, die skuinsy is die wortel 61, die een wat hom aan hom raak, met ander woorde aangrensend is, sy grootte is 5, en die sy teenoor dit is 6. So, as ek nou wil bereken, wat is cosec van R? Dan moet ek twee dinge weet. Ek moet weet dat cosec saam met sin gaan. Cosec is die resiprook van sin. Hier het ek dit eintlik neergeskryf. As ons die sin omdraai, dan kry ons cosec. Sin is teenoorstaand op skuins. So, cosec gaan skuins op teenoorstaande wees. Teenoor hoek R het ek 6 en die skuinsy is wortel 61. So, dis wortel 61 op 6. Vir nommer B, vra hulle vir my sec van R. Nou dadelik moet ek weet, sec is die maatjie vir cos. So, cos van R sal aangrensend op skuins wees. So, aangrensend is 5 en skuins is wortel 61. Dit is cos wat ek nou uitgewerk het. So die resiprook gaan wees, ruil net die twee om, so dit gaan wees wortel 61 op 5. Goed, vir nommer C, vra hulle vir ons, wat is cot van R? Nou, ek gaan nou maar eers weer tan uitwerk, want tan is die resiprook van cot. So, tan van R gaan wees teenoorstaand op aangrensend. So teenoorstaand is 6, aangrensend is 5. So die resiprook hiervan, wat ons cot noem, is 5 op 6. Goed, nou wil ek dieselfde herhaal vir hoek P. En hulle vra ook vir my vir cosec en sec en cot van hoek P. Nou, ek gaan net myself 'n bietjie plek maak hier. Daar sy. Kom ons begin met nommer D, waar ek cosec van P moet uitwerk. So, cosec, dit gaan nie cos wees nie. Ons soek die een wat nie ko in het nie. So, dit is die resiprook van sin. So, as ek gou kyk, wat is sin van P? Dan is dit teenoorstaand op skuins. Maar ek het vergeet, ek het nog nie my teenoorstaande en skuins en my aangrensende sy gemerk nie. Is belangrik, ons werk met hoek P. So teenoor hoek P het ek 5 en aangrensend tot hoek P het ek 6. So sin wat teenoorstaande op skuins is, sal wees 5 op wortel 61. Nou dit is sin, maar hulle het nie vir my sin gevra nie, hulle het vir my cosec gevra, wat die resiprook hiervan is. So dit gaan wortel 61 op 5 wees. Nommer E,
daardie was D, nommer E is sek van P. Nou weer eens, sek het nie 'n ko by hom nie. So hierdie slag gaan die resiprook kos wees. So ek gaan eers gou vir kos uitwerk. Kos van die hoek P is aangrensend op skuins. Aangrensend tot die hoek P het ek 6, die skuinssy is wortel 61. En nou weet ek dat sek die resiprook is, so dis wortel 61 op 6. En die laaste enetjie, kot van P, nou ek moet net onthou, kot is die resiprook van tan, so ek kan maar eers tan van P uitwerk. Dit is teenoorstaande op aangrensend, daar is ook P teenoor hom het ek 5, en aangrensend het ek 6, en dan sal die resiprook hiervan 6 op 5 wees. Goed, daar is ons resiproke.